Goeiemôre en baie welkom by die Saterdagoggend, die 27ste Junie. Ja, die maand is nou amper uit, nog so 3 dagies, dan behoort hy klaar te wees, en is het alweer in die tweede helfte van verjaar. Dan is het die jaar besig om vinnig aftrand te loop. Ek weet nie, ek jy saam met my stemmie, maar as die jaar eers gedraai het, so oor die helfte, elke jaar, dan die laaste stukkie gaan nog vinniger as die eerste jaar. So as jy nog iets wil doen of iets gedoen het, doen dit sommer nou, moenie wag tot môre of tot oormôre nie, voor jy vir jou kom kry is die einde van die jaar, en sal weer die tyd verby, dan het ons dit nog nie gedoen nie. So dis miskien nou die regte tyd, om as jy iets nog wil doen hierdie jaar, om daadwerklik, hoe sê hulle, skouer aan die wiel te sit, en dit nou te doen en nie te wag nie, want dan gaan jy dalk die jaar mis, of die jaar gaan jou vang, voor die einde van die jaar, want regtig 6 maande, dis gou, ons kom agter hoe vinnig het die eerste 6 maande verby gegaan, so die tweede 6 maande kan ek jou verwaarborg, dit gaan baie vinniger verby gaan as die eerste 6 maande. Weer eens goeiemôre, baie welkom, ek hoop jy het heerlik geslaap, hier by ons is het lekker bewolk en is koel, nie koud nie, lekker koel hier so by ons in Saldanha. Gister het die mis ook nie gewyk nie, gister was die heel dag toe. Sal maar kyk hoe die vandag gaan, ek het gou vanoggend weer voorspelling geluister, hulle sê dit van môre af is daar weer 'n reentjie wat kom. Ons reën is maar relatief min hierdie winter, ons het so mooi begin, maar ek het gekyk met die vorige reentjie het ons 3 mm gehad, so ons het maar min reën gehad, so ek hoop en bid vir die boere in die omgewing hier, dat ons so 'n bietjie reën kry met die volgende reentjie wat nou gaan val, wat hulle praat van môre is dit weer tyd vir reën, so ek hoop, soos ek sê, jy het 'n koppie koffie saamgebring vanoggend. Jy kan die van julle wat julle Bybels nader gebring het en graag wil saam lees, is meer as welkom om jou Bybel so lank oop te maak. Ons lees vanaf Job 11 tot en met vanaf vers 13 tot, nou moet ek mooi kyk, 20, die laaste stukkie van daai hoofstuk, Job 11, 13 tot en met 20, dis die stukkie waaruit ons lees. Ek dink ek wil so net so 'n paar woorde praat oor hierdie stukkie, maar ek dink spesifiek vir vanoggend, kom ek sê vir jou wat die tema gaan wees van vanoggend se stukkie, dan sal ek vir jou sê, die tema wou ek anders te eers vat of neerskryf, en toe kom ek agter, maar kom ons verander die tema so 'n bietjie. So kom ek sê jou, wat is die tema, wat die tema wou wees, die tema sou wees, draai jou rug teen die sonde en volg vir Jesus. En toe ek so 'n tydjie lees en so 'n tydjie dink oor hierdie storie, oor hierdie stukkie wat ek gelees het, toe kom ek agter, dit is eintlik meer, draai jou rug op die donker en volg die lig. Nou dis hoofletter L, volg die lig, volg vir Jesus. So ek dink amper dis die regte stukkie wat hierdie stukkie vir ons sal verduidelik. Toe ek nou my boot se veiligheidstoerusting moet regkry, is een van die dinge wat wat ons noem 'n capsize bottle, wat jy op jou boot het, en dan waarin veiligheidstoerusting is. Miskien moet ek een dag net so vinnig deurgaan, in 'n bietjie net so 'n vergelyking trek met ons, as in ons Christelike lewe, kan ons dalk ook 'n capsize bottle saam met ons vat, en dan kan ons kyk wat is 'n bietjie in daai capsize bottle gaan fit of insit. Een van die dinge wat ons moes in die capsize bottle, wat ek moes in die capsize bottle reg hê, is 'n flits, natuurlik met spaarbatterye. So dis om die donker te verbreek, om die flitslig saam te vat met spaarbatterye. So ek dink dit kan ons ook maar in ons Christelike capsize bottle inpas, en ek dink daai lig sal wees die Bybel, en die spaarbatterye dink ek sal definitief wees as ons begin die Bybel lees, en dat die lig helderder word vir ons. So as jy die Bybel ingepak het in jou capsize bottle, het jy in elk geval nie spaarbatterye nodig nie, want daai liggie verdoof nooit nie, as ons die roete reg volg. So vanoggend se tema uit hierdie stukkie uit Job 11 is, draai jou rug op die donker en volg die lig op hierdie pragtige Saterdagoggend. Job 11 vers 13. Maar as jy jou verstand reg wil gebruik en jou hande in gebed na God toe uitsteek,
As jy jou sonde van jou af sou verwyder en nie toelaat dat onreg in jou woon nie, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees. Kan jy swaar kry vergeet en daaraan dink asof dit water is wat weggeloop het. Jou lewe sal meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. En jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is. Jy sal jou lêplek regmaak en rustig slaap. Jy sal gelê en vir niemand bang wees nie. En baie mense sal jou guns soek. Maar die oë van die goddelose sal toegaan. Daar is geen uitkoms vir hulle nie. Al vooruitsig wat hulle het, is om die laaste asem uit te blaas. Dink jy nie, dis 'n pragtige stukkie hier vanoggend op hierdie Saterdagoggend om ons aan te moedig deur die Saterdag en deur die week wat voorlê en hierdie jaar wat volg, wat tot en met die einde van die jaar nie. Hierdie stukkie is vir my so pragtig, ek voel ek gaan hom 'n tweede keer lees. Baie keer as hy hom so vinnig lees, dan mis jy so baie. Hierdie stukkie is so diep en uiteindelik vir my en jou soveel raad. So kom ons lees hierdie stukkie weer en ons luister aandagtig, ons maak ons oë en ore oop en ons harte aanvanklik vir hierdie stukkie. Hy praat baie keer, sal hy vir jou iets anderste as vir my uitstraal, maar hierdie stukkie het vir my pragtig vanoggend uitgestraal as draai jou rug teen die donker en volg die lig. Maar as jy jou verstand reg wil gebruik en jou hande in gebed na God uitsteek, dis nommer 1, baie belangrik, jou hande in gebed na God sou uitsteek. En as jy jou sonde van jou af sou verwyder en nie toelaat dat die onreg in jou woon nie, ek wil amper sê, nie toelaat dat die onreg in jou kom neskop nie, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees. As jy in die nood kom, hoef jy nie bang te wees daarvoor nie, want jy kan jou kop, soos ek sê daar so, nie in skaamte, jy kan jou kop lig en jy kan weet jy's op die regte plek. Jy kan jou swaar kry vergeet en daaraan dink asof as dit water is wat weggeloop het. Jou lewe sal meer lig hê as die helder middag. En jou donker sal lig word soos die môre. Kom jy nou agter waar my tema vandaan kom? Draai jou rug op die donker en volg die lig. Die stukkie sê so mooi, jou lewe sal meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. En jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is. En jy sal jou lêplek regmaak en rustig slaap. Rustig slaap. Jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. En baie mense sal jou guns soek. Maar vir die goddelose sê hierdie stukkie die volgende, maar die oë van die goddelose sal toegaan. Daar is geen uitkoms vir hulle nie. Al vooruitsig wat hulle het, is om hulle laaste asem uit te blaas. Kom ons maak ons oë toe en ons sit in die voete van Jesus en ons sê vir die Here, dankie vir hierdie boodskap vir vandag. Liewe Vader, baie dankie dat ons by u voete kan kom sit vanoggend en dankie vir hierdie pragtige stukkie wat my eintlik gelei het tot die volgende woorde: draai jou rug teen die donker. Kan nie ons help asseblief om vandag deur die Heilige Gees om vandag in die jaar wat voorlê, die week wat voorlê, die dag wat voorlê, die maand wat voorlê, die jaar wat voorlê, ons rug regtig vierkantig te draai teen die sonde. Teen die wil van Satan wat so verskriklik graag in ons lewe wil inkom. Hy soek elke noekie en gaatjie om in te kom. Om die lig te verdryf in ons lewe.
Here, help ons om ons rug totaal te draai teen Satan en net u lig te volg. Dankie Here vir u liefde, dankie Here vir u omgee, en dankie Here vir al die voorregte wat ons so onverdienstelik uit u hand ontvang. Here, vergeef asseblief al ons vermenigvuldige skuldes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Here, Johannes gisteraand in vir die operasie om voorlopig sy voet te verwyder, en daarna wil hulle net eers die infeksie onder beheer kry voordat hulle sy been gaan amputeer onder sy knie. Here, wil u asseblief met hom wees, wil u met Johan wees, met Liana, met die kinders en met sy skoolma en sy ouers, wil u asseblief met hulle wees in hierdie tye van swaar wees. En Here, lê u hand van gesondheid op hom, dat alles sal goed gaan en dat die gesondheid, dat hy sal vinnig gesond raak weer. Here, help ons asseblief op die Saterdagoggend om ons baadjie van liefde aan te trek, maar die belangrikste is, help ons Here, om die baadjie wat ons aantrek uit te lewe, die liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons steek ons hand op na die hemel, Here, ons kyk op na u, en ons sê vir u, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel weer eens vanoggend van ons lewens- en geestelike voertuig, en bestuur ons in die jaar wat voorlê. God is in control. Here, dankie dat u in beheer is. Dankie Here dat u in beheer is aan die stuurwiel, en ons glo en vertrou op u, en ons kan net rustig raak, en al wat ons hoef te doen is om u te volg. Ons vra hierdie dinge nie, Here, omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot en al magtige naam alleen. Amen.